Goeienaand op hierdie Vrydag aand. Ek is Klaas, welkom by die Urban Buck kanaal. Ons praat plaasveiligheid en ons noem dit sommer vanaand the good, the bad and the ugly. Dit is altyd lekker om 'n bietjie terugvoer te kry en met die maandeinde video wat baie laat uitgekom het. Ek was vir 2 weke was ek in Pietersburg gewees met Chris Arm se begrafnisreëlings en al die aktiwiteite rondom dit. En ek het baie goeie terugvoer gekry van iemand af en ek wil dit graag met julle deel. Hierdie persoon het my gesê, en ek lees dit vir julle in Engels, these insidious murders are nearly always inside jobs. En ons het dit baie keer gesien. People mustn't be so trusting. As if workers are involved, you must look out for signs on your premises. You can spot them if you are awake. Like the gates and the doors being left unlocked, grass patches or any item that is not supposed to be there is set up in such a way as to notify the criminals in giving them the go-ahead sign to enter your premises and attack you. I'm aware that if you keep dogs, they will be poisoned. Dit is ongelukkig die realiteit daarvan. If the dogs bark, don't just say it's only the dog barking. And lastly, be very prepared and armed if you're going to investigate any situation. As it may be, it might just be your last. Nou dit is 'n baie interessante observasie en baie van die goeders wat hierso ingenoem is van die goeders wat ek graag vanaand wil bespreek. En ons gaan sommer wegval dan by die eerste ene, the good. As ons kyk na the good, dan sit daardie dinge omtrent die veiligheid op jou werf wat reeds in plek is. En ek wil sommer inval hierso met die eerste ene is wapenbehendigheid. Nou, ons moet erken dat as jy behendig is met jou wapen en jou wapen is altyd aan jou sy en jy is voorbereid op enigiets wat kan gebeur, is dit al bietjie moeilik om teenstand te bied as daar 3 ander wapens ook in hierdie spel betrokke raak en daardie wapens wys na jou kant toe. So, in hierdie geval ongelukkig was die wapen afgevat en die jong persoon, die jongman was vasgebind en sy wapen is gebruik in die res van die aanval. Die honde, soos wat hierdie terugvoer gesê, die honde kan vergiftig word, maar as jy honde op jou werf begin te kere gaan, dan moet jy begin kyk na wat is aan die gang. Hoekom gaan my honde te kere? Dis een oomblik sy doodstil gewees en nou gaan die honde te kere. Maar dan kom daai ding van wapenbehendigheid weer in. Dan die ander ding wat en ons het al baie daaroor gepraat, beligting rondom jou werf. Nou beligting rondom jou huis kan vir jou 'n voorsprong gee, want dit is daardie area waar jou aanvaller moet deurbeweeg voordat hy eintlik by jou deur uitkom. Tensy daar leemtes is wat jy gaan moet adresseer om seker te maak dat daardie aanvallers nie by jou agterdeur of by jou voordeur uitkom nie. Nou beligting kan ons nou baie goeders kyk. Ons kan kyk na jy kry 1500 rand se straatliggie tipe van effek en hy werk op sonkrag of op 'n sensor. En as jy hierdie ding strategies plaas, dan kan daardie sensor of dan kan daardie sonpaneel nie afgesteel word nie, of dan is die kans minder dat daardie sonpaneel afgesteel kan word. En dan het jy, as jy baie sonlig het, veral nou in die winter waar baie van ons aanvalle plaasvind, dan het jy lig wat reg is en wat beskikbaar is en wat werk, al is dit beerkrag. Ons het al baie keer gesien, hierdie beerkrag ding is besig om 'n probleem te raak vir mense se oplettendheid, en dit het in ander gevalle al uitgekom dat as die mense in beerkrag gedurende beerkrag uitgaan om die generator te gaan afskakel, dis dan wanneer hulle aangeval word. Hierdie ouens, hulle het ook toegang tot daai toep om te sê wanneer is die beerkrag in 'n sekere area. En hulle kan sien as die ligte af en hulle kan hoor as die generators aangaan. So hulle maak voorsiening daarvoor. Dan die ander ding, kameras. Ons het al voorheen gepraat oor kameras en miskien kan nie almal kameras bekostig nie, maar as jy redelik goed doen op jou plaas, die gedagte het vroeër vanaand my opgekom toe ek so 'n bietjie gesit en dink het aan die skrip, as ek dit so kan stel, dat is
Dis 'n beter belegging in jou veiligheid. Daar's beter dividende wat terugbetaal as jy belê in jou veiligheid, as wat jy jou geld in die bank gaan sit dat dit groei. Ja, ons sal almal eendag aftree, maar maak seker dat jy veilig is voordat jy eendag kan aftree. Dan die handigheid van kameras is om identifikasie te voorsien van jou aanvallers. Jy kan sien daar's 5 aanvallers, hulle dra oorpakke. In die skynsel kan jy waarskynlik sien, is dit 'n donkerblou oorpak of is dit 'n grys oorpak? Jy kry baie van hierdie oorpakke wat op die bene het hulle die glimstrepe soos wat hulle op die myne gebruik, veiligheid vereise daarso. En dan ook die hoeveelheid van jou aanvallers wat daar so is, sodat jy 'n idee kan hê, of na die tyd wat hulle 'n idee kan hê, waarna soek ons, en dan ook natuurlik wat se bewapening dra hierdie ouens. Dan die aktivering per selfoon is 'n ding wat uitgekom het hierso, wat dit was handig geweest, maar ons sien in soveel van hierdie gevalle, hulle vat elektroniese goederes, hulle vat geld, hulle vat wapens, en dan onder die elektroniese goederes is daar een belangrike ding wat hulle vat, en dit is selfone. Nou as jy 'n goeie selfoondekking in jou area het, en jy het 'n selfoon, en jy daar bly 'n selfoon op die toneel oor, dan kan jy hulp ontbied met daardie selfoon. En ek het nou die dag op een van die groepe het iemand aangebied dat vat wanneer niemand sien nie, hou 'n ekstra selfoon, sit vir hom 'n geldige kaart en laai hom met ligtyd. En sit op daardie ding net een nommer. As jy ander oproepe daarmee maak, dan is dit so. Maar sit op daardie ding net een nommer wat jy kan weet, daai nommer is die nommer van ons plaaslike GPF. Vat daai ding, sit hom in 'n Jiffy sakkie, een van daai Ziploc sakkies, en druk hom onder die yskas in as almal uit die huis het, is dat niemand weet daardie foon word daar so weggesteek en dat niemand weet hy kan hom daar gaan soek nie. So as die aanval klaar is en jy het nodig om te bel, het jy 'n selfoon byderhand. Dan is daar ook natuurlik die radionetwerke. Radionetwerk is ongelooflik belangrik, en dit is daar waar ons ook maar bietjie met geld uithaal. Radio's is nie baie goedkoop nie, maar as jy ingeskakel is op 'n radionetwerk, dan kan jy jou naaste GPF ontbied en sê, weet jy wat, ek is in die moeilikheid. En dit het al baie gewerk. Baie van ons aanvalle in die laaste 6 maande tot 'n jaar het dit uitgekom dat daar hulp ontbied is spesifiek op jou radiokanale. Ons gesels 'n bietjie oor the bad. Hierdie goeders is nie alles noodwendig goed nie, is ook nie alles noodwendig bad nie, maar daar sekere goeders wat ons hou dit onder bad, want dit is goeders wat nie in plek was op jou veiligheidssysteem nie. En een van hierdie goeders is wat uitgekom het op 'n onlangse aanval, is dat die paniektoestel is lanklaas getoets gewees. Toets jou paniektoestel en weet hoe om daardie paniektoestel te gebruik. Maak 'n afspraak met jou plaaslike GPF op jou plaaslike veiligheidsinstansie en sê, weet jy wat, ek gaan vanmiddag 12 uur gaan ek my toestel toets. En toets daai toestel op daai tyd, sodat almal weet, Piet is besig om sy toestel te toets, dat jy weet, as daar moeilikheid kom, as jy in aanraking kom en jy is nie seker nie, maak seker dat jy weet hoe om jou toestel te gebruik en hou jou toestel so naby as moontlik. Ek het 'n geval gehad wat iemand by 'n ouer huis nie haar toestel gehad het nie, en sy het in die middel van die nag het sy geval, en ja, ook maar nikkerigheid omtrent die toestel, en sy het die hele nag op die vloer gelê, uiteindelik van die saak, sy het daar gelê met 'n gebreekte heup. So, as jy 'n noodtoestel of by jou het, 'n paniektoestel by jou moet dra die ding by jou. Want as jy hom nie by jou dra nie, gaan hy vir jou niks help as jy in die moeilikheid is nie. Dan die volgende punt. Ons het al baie keer gepraat, en van die vorige video's het ons ook al gesê, en ek het vir julle daai beskrywing gegee van rondom die werf, rondom jou plaas opstel, is daar hierdie 12 voet geelektrifiseerde heining. Rondom daardie heining is daar so 2,5 na 3 meter strook wat heeltemal skoon geskraap is. Daar's nie 'n bosie of 'n grasie wat daar groei nie. Heininge. Maak seker, belê, gaan sit 'n heining op. Maak nie saak wat se heining nie. Dit gaan miskien nie die baddies uithou nie, maar dit gaan te verseker
daai baddies 'n rukkie afslek, sodat wanneer hulle wil inkom in jou area of in jou werf in, dat hulle ten minste al klare hindernis het, sodat as hulle aan daai draad raak, dat hulle either daai piets kan kry van daai paar duisend volt wat daar is, of wat deur daai draad hardloop, of dat jou honde in gereedheid kan kom en alarm kan maak, sodat dit jou kan wakker maak, sodat jy kan weet, hier is nou probleme, hier moet ek nou op iets reageer. Dan aan die binnekant van hierdie heininge, daarso is natuurlik jou van jou goeie plekke om jou beams op te sit, as daai beams gebreek word. Dit is ook 'n plek waar daai beam nie afgesteel kan word nie. Ja, dan kan die tuinier maar sien, hier is 'n beam, en dan kan hy maar vir sy maatjies daar buitekant gaan waarsku. Sê en hy kan nie daai beam gaan afhaal nie, want as hy daai beam gaan afhaal, kry hy geld by hulle, maar hy kry inhoud is by jou. So, kom ons kyk na daai tipe van goeders, dat dit in plek is. Dan natuurlik die ander ding, deure het slotte vir 'n rede. Dit help nie jy het slot en dit help nie jy het 'n veiligheidshek wat basies crowbar proof is en jy daai ding staan oop nie. Dit is nie die eerste keer wat hierdie ding gebeur, dit is 'n paar maande terug ook wat daar 'n geval was, dit was verlede maand gewees, wat die mense ook met 'n oop veiligheidsdeur gesit het, hulle het gesit en televisie kyk. Ek dink dit was die eerste geval gewees van my maand. Ek het nie in my maand die gevalle afsonderlik bespreek nie, want daar was nie vir my genoeg tyd gewees om voor te berei en ek was gedruk gewees om die statistiek uit te kry. Maar dit is een van daai gevalle waar die veiligheidshek nie gesluit was nie en dit het 'n probleem veroorsaak. Daardie mense is geroof van 'n hele klomp vuurwapens. En in hierdie geval was daar baie erger gevolge omdat daar 'n direkte toegangsroete was vir die aanvaller. So sluit jou deure. Maak al kan hulle daardie deur afbreek. Hulle moet daardie deur eers afbreek voor hulle by jou aankom. Terwyl die deur afbreek en jy in gereedheid kom en dit gee jou kans om reg te maak op die volgende punt. Vuurwapens. 'n vuurwapen, as jy vuurwapens het, die ding hoort nie in 'n kluis nie. Vorige geval, iemand het gegaan om die generator te gaan afskakel. Waar was sy 9mm? Op sy bedkassie, nie aan sy persoon nie. Toe hy uitstap by sy huis, toe word hy oorval. So dit is daai tipe van goeders wat ons moet na kyk. En ons kan dit oor en oor kan ons dit benadruk, ons kan dit indrul, tot ons weet wat ons moet reg doen, sodat ons seker maak dat ons lewenskwaliteit so soort van darm bietjie gewaarborg word tydens 'n plaasaanval. Die ouens gaan nie stop nie. Daar is die veldtog is daar so. En iemand het onlangs gesê ons moet begin kyk na waar hierdie stamskole is en kyk of wanneer daardie ouens uitpasseer op daai stamskole of dit nie dalk in daardie gevalle is waar daar effens of 'n fraksie meer aanvalle is nie. So dit is miskien 'n irrelevante punt, maar dit is tog iets waarna ons kan kyk om seker te maak dat, want hierdie ouens moet valideer. Hy moet bewys dat hy nou man is. Maar terwyl hy moet bewys dat hy man is, moet jy bewys dat jy gereed is om hom te bewys dat hy is miskien 'n man, hy is miskien gereed om op te tree, maar hy kan nie deur jou verdedigingsmeganismes kom nie. Monitering van paaie, kom maar weer by kameras, kom maar weer by beams. Daai is goeders wat ons maklik in plek kan kry. En dit is nie nodig dat ons hele stelsel opsit nie. Dit vat basies net 'n klein kamera. Daar is soveel goeders op die mark. Daar is soveel ouens wat bereid sou wees om jou te hulp te gaan of jou te kom help of jou te sê dit is hoe jy hierdie ding kan remedieer en dit is hoe jy kameras op jou paai te kan kry om vooraf waarskuwing te hê. Ek was onlangs by iemand gewees, nou terwyl ek in die Bosveld was en 'n sonpaneelstelsel hoef jou nie R230,000 te kos nie. Jy kan 5 panele opsit, dit gee vir jou 25 kW. 25 kW en hierdie ou het nie gegaan vir al hierdie dierbatterye nie, gewone vragmotorbatterye. En dit werk. Hy het daar sit hy genoeg sonlig, genoeg sonkrag, hy is van plan om nog panele op te sit. En hy sit dit binne die omheining van sy werf, hy sit dit daarop,
sodat dit nie in die nag afgesteel kan word nie. En kom ek sê vir jou, daar gaan 'n ou nie inkom om panele af te steel nie, want daai ou se honde is baie wakker. Dit is al van my kant af. Ons is amper by die einde van die maand. Ek het gedink dit gaan baie erger lyk, maar ons is nou 'n bietjie stil. Ek dink as omdat volmaan is, ek het was in 'n vergadering toe vra ek wat is die effek van die maand? Dis hulle gedurende volmaan beweeg die ouens minder rond. So kom ons kyk in die dag dat ons veilig wees, dat ons oplettend is. As jy staan in skorrelgoed was mevrou, daar by jou kombuisvenster, kyk wat gaan op die werf aan. Meneer, as jy inklim in jou bakkie, voordat jy in jou bakkie inklim, maak 'n 180, maak 'n 360. Kyk wat rondom jou aangaan. Kyk wat is uit plek uit. Ons het hoeveel keer daaroor gepraat. Wat is uit plek uit? Wat is daar wat anders is? Wat is daar wat vir jou nie reg voel nie? Adresseer daardie goeders en waarborg jou eie veiligheid. Stap veilig en geniet die dag.